Dit gebeur gewoonlik wanneer die werklikheid wat ons beleef, God se beloftes so oorskadu. En ons voel net, Here, hoor U my nog? Sien U my nog? Here, gee U nog om? God se getrouheid is groter as jou grootste vraagteken in hierdie lewe. En die Here sê self sou dit so wees dat 'n ma haar kind sou vergeet. My liefde is sterker as dit. Want dit snaaks dat wanneer ons 'n krisis kom, dan vergeet ons maklik. Here, U het nog ons 'n manier om op te daag en alles te kom stil maak, Here. Here, U het nog ons 'n manier om op 'n Sondagoggend, wanneer daar gewoonlik die meeste krapperigheid by die huis is, wanneer daar 'n werks-e-mail deurkom, wanneer ons so gefokus is op die volgende week, Here, dat U deurkom op 'n Sondagoggend. Soos wat Oom Lou, elke liewe een wat deur daardie deur gestap het vanoggend 'n drukkie gegee het, Here, het een manier om elke liewe een van ons vanoggend 'n drukkie te kom gee. En alles wat ons nodig het, kan ons kry by U, Here. Alles wat ons vandag tekort skiet, kan ons kom kry by U, Here Jesus. En in 'n wêreld waar ons heeltyd gekonfronteer word met leuns, Here, kry ons vanoggend 'n geleentheid om te kom aansit aan 'n tafel. Om te kom aansit aan 'n tafel wat U vir ons voorberei het, Here. En ek bid, Here, dat ons nie vandag net toeskouers mag wees van hierdie tafel nie. Here, want ek dink baie keer wil ons nie by die tafel sit nie. Ons wil baie keer, want ons wil onsself kom, ons wil baie keer self sê, ek is nie goed genoeg om by die tafel te sit nie, Here, maar ek hoor regtig vanoggend terwyl ek in hierdie banke sit, dat elke liewe tiener, elke liewe persoon in hierdie gemeente wat voel dat hy al afgetree is, Here, wat hulle self wil ekskludeer van hierdie tafel, moet vandag sit aan hierdie tafel, want dit is 'n oop tafel vir elke liewe een. En Here, dat ons kan staan op hierdie naam, die naam by elke liewe naam, Jesus Christus, Here. Here, ons het so baie ikone in ons land, Here, rugby, UFC fighters, Here Jesus, en elke liewe keer as hulle verloor word ons gedisappoint. Maar ons kan U altyd vertrou, want U gaan altyd oorwin, Here. U sal ons nooit, maar nooit drop nie, Here. Here, mag ons vandag net kom met oop harte. Mag ons egos vandag een kant sit, Here. Dit wat by die werk moet gebeur hierdie week, dit wat by die skool moet gebeur, dit wat nog by die huis moet gebeur, Here. Mag ons vandag aan hierdie tafel kom aansit en eet, Here. Want dit gaan ons versadig maak, Here. Mag hierdie waarheid deel word van ons lewens, Here Jesus, sodat ons wanneer ons gekonfronteer word met 'n leuen daar buite, weet om dit te fight, Here. Here, hou ons waaksaam, maak ons oop vandag, ons harte reg, Here Jesus, dat ons kan afsluit, net vir die volgende paar minute, om regtig te kom hoor, dit wat U vandag vir ons wil sê, Here. Gaan met pastoor Jacques wat hierdie woord bedien, Here Jesus. Here, ons weet vandag dat U met hom gepraat het vir elke liewe een wat vandag hier so is. Dis nie per toeval nie, Here. Dit is nie 'n gegoogelde ding nie, Here. Nee, dit is iets wat in sy hart gewerk is deur U wat vir elke liewe een vandag hier so is. En Here, ons kom sit net vandag aan hierdie tafel en ons kom eer U. En dankie, Here, dat U ons kies elke liewe dag. In Jesus naam alleen. Amen. Die God wat jou nie vergeet nie. Baie mense ervaar dit en sê die Here het my vergeet. Dit gebeur gewoonlik wanneer die werklikheid wat ons beleef, God se beloftes so oorskadu. En ons voel net, Here, hoor U my nog? Sien U my nog? Here, gee U nog om? Ek wil vandag vir jou sê, God se getrouheid is groter as jou grootste vraagteken in hierdie lewe. Amen. God se getrouheid is groter as jou grootste vraagtekens. En ons as mense lewens is baie keer gevul met vraagtekens. Ons het die vrae hoekom, waarom, wanneer, Here. En ons vind dit hier in Jesaja 49. En Jesaja 49 is een van 3 dienaarliedere. Is eintlik gedeeltes wat geskryf is, profetiese woorde wat verwys na Jesus wat sou kom om die volk in Israel te verlos en jou en my. Jesaja 49 is eintlik so 'n kosbare hoofstuk, want dit is 'n hoofstuk vol beloftes. Sê gesaam my, vol beloftes.
En dit wys vir ons God se hart. Maar kom ons wees eerlik. As mens beleef ons altyd hierdie spanning tussen die werklikheid en tussen God se beloftes. Is dit nie so nie? Daar's hierdie spanning wat ons beleef. En in die middel van hierdie kosbare hoofstuk 49 van Jesaja, wat vol beloftes is, vind ons hierdie rou, eerlike aanklag, vraag wat die volk aan die Here rig. En ek wil dit gou vir jou lees. Daar staan, maar Sion sê, en dit is nou die volk van die Here, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Daar kom hulle aanklag. Nou ons moet mooi verstaan, as ons na Israel se storie kyk, Jesaja 49 is so in die tydperk geskryf wanneer die volk nou net na 70 jaar se bandelingskap weer vrygelaat is. Maar hulle het nog steeds die belewenis van ek het nie 'n land nie. Ek het nie eintlik 'n volk nie. My kinders is van my af weggeneem. Die land wat myne was is verpletter. Die tempel is verwoes. Hulle toekoms het nie blink gelyk nie, maar donker gelyk. En die volk van Israel het, kan ons uit menslike perspektief sê, was eintlik maar geregverdig om hierdie vraag te vra, maar was hulle werklik geregverdig? Want die Here het tog teenoor hulle sy getrouheid van geslag tot geslag geopenbaar. Maar nog steeds is daar hierdie rou aanklag. Here, U het van ons vergeet. En ek weet nie van jou nie, maar baie mense voel so. Wanneer die lewe jou hart tref, wanneer jy aanhou bid en niks gebeur nie, wanneer daar die wagtydperk 'n langer wagtydperk word en 'n langer wagtydperk en nog 'n wagtydperk en later dan as jy moeg en moedeloos, is dit nie so nie. Dan het jy hierdie belewenis, Here, sien U my nog? Hoor U my nog? Here, gee U nog om? Want dis maar hoe Israel gevoel het. Hulle het klein gevoel. Israel het verlate gevoel en Israel het op daardie oomblik vergete gevoel. En Israel se woorde en daai aanklag klink iewes skielik bekend vir 'n mens. Want dit is baie keer ons aanklag. Here, het U van my vergeet? Here, het U van my vergeet? En wat so kosbaar is in hierdie kosbare Jesaja 49, God se antwoord is nie 'n teologiese les of 'n groot uitleg wat hy gee nie, dis 'n verhoudingsles. En die Here deel sy hart met sy volk. En dis in vers 15 begin hy hierdie gedeelte en vers 16 ek gaan nou lees en daar staan: kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek, die Here, jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in my handpalm gegraveer. Jou mure is gedurig voor my. En hierdie twee versies is kosbare versies. Die Here gebruik hierso beelde wat selfs die mees gebroke hart kan verstaan. Hy gebruik beelde wat selfs die mees verwardste persoon kan verstaan. Die beeld van 'n moeder en haar baba. Dis seker die mees sterkste menslike beeld van trou, 'n ma teenoor haar kind. En die Here sê self sou dit so wees dat 'n ma haar kind sou vergeet. My liefde is sterker as dit. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here se liefde vir jou is groter as jou grootste krisis. Selfs daardie liefde wat 'n ma vir haar kind het, die Here sê, my liefde is sterker. Halleluja. En die Here gebruik hierdie kosbare beeld van trou en liefde, van 'n moeder teenoor 'n kind. En hy kyk na sy volk. Hy kyk na jou en my vandag. En hy sê, ek het jou lief. Maar hy gebruik ook hierdie mooi beeld van jy is in my handpalm gegraveer. Die nuwe vertaling sê, jou naam is my handpalm gegraveer. Nou in die antieke tye het hulle dit gedoen. As hulle 'n geliefde gehad het, het mense mekaar se name in hulle handpalms gegraveer en selfs oor 'n stad, hoe hulle gevoel het oor die stad. So hulle sê dat baie mense Jerusalem in hulle hande gegraveer het en selfs slawe teenoor eienaars het hulle eienaar se naam in hulle hande gegraveer om te sê aan wie hulle behoort. So daardie gravering of daardie skryf van 'n naam op jou handpalm was gewees as gevolg van trou. Ek is getrou aan jou. Dis 'n belydenis van liefde. Ek is lief vir jou. Maar eintlik gebruik die Here hierdie beeld as 'n beeld van onthou. Sê saam met my, onthou. In hierdie hele uitroep van die volk, Here, het U van my vergeet? Vir die Here vir hulle sê, ek is die God wat jou onthou. Ek is die God wat jou nie vergeet nie. Weet altyd as die Here met 'n volk praat, het hy altyd herinner aan wat hy voorheen gedoen het.
Psalm 81 vers 11 sê die Here, ek is die God wat julle uit Egipte uit bevry het. Halleluja. Die Here herinner die volk altyd aan wat hy vir hulle gedoen het. Is dit nie so nie? Want dit is snaaks dat wanneer ons 'n krisis kom, dan vergeet ons maklik. Hier is die volk en hulle sê, Here, het U van ons vergeet, maar ons is eintlik die mense wat vergeet. En die Here sê, moenie vergeet wat ek vir julle gedoen het nie. Dan sê hy hierdie mooi woorde, maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. Die nuwe vertaling verduidelik dit so mooi, hy sê, elke behoefte wat jy mag hê, bely dit teenoor die Here, want hy sal dit vervul, en hy sal vir jou gee, dit in oorvloed. Wow. Dis die God vir ons dien. Dis sy hart teenoor jou. 'n God wat vandag vir jou sê, ek sal jou nie vergeet nie. Jou naam is in my handpalm gegraveer. 'n Teken van sy onthou. Die Here sê, ek dra jou naam waar ek dit elke dag sien. Ek het jou voor oë, sê die Here. Jy is in my hart en jy is in my gedagtes. Nie net wanneer dit goed gaan nie. Nie net wanneer jy sterk is nie. Jy is altyd in my gedagtes, sê die Here. Ek onthou jou. En dit is belangrik. Dit is belangrik. Want ons as mens voel baie keer, Here, het U van my vergeet? En die Here gebruik hierdie twee kosbare beelde om te sê, ek het jou lief, my kind. En ek het jou altyd voor my. Ek sal jou nooit vergeet nie. Kom ons wees eerlik. As jy Jesaja 49 gaan lees, dan sien jy die stryd. Jy sien die mense het swaar gehad. En Jesaja 49 was nie geskryf om mense se swaar af te speel as niks nie. En ek kom nie vandag na jou toe om te sê jou uitdaging en jou krisis en jou gebedsversoeke en jou siekte en jou situasie is nie so belangrik nie. Is nie eintlik so erg nie. Dit is nie wat ek doen nie. Jesaja 49 kom sê en vers 14 erken dit. Here, het U van ons vergeet? Dis 'n groot aanklag, maar hierdie versie, vers 14 in Jesaja 49 is omring deur 'n see van beloftes. Halleluja. Daardie een aanklag, Here, het U van ons vergeet, is omring met 'n see van beloftes. Hierdie hoofstuk begin eintlik met hierdie groot waarheid wat praat oor Jesus wat sou kom. Hy sou 'n lig wees vir nasies. Hy sou die een wees wat redding bring vir die wêreld en hy sou die een wees wat hoop bring vir die hopelose. Dit is wie hy is. Maar hoor wat roep Jesus aan die kruis. My Vader, waarom het U my verlaat? Psalm 22 se aanhaling wat Jesus hier aanhaal. Want dit was ook die volk se uitroep. En ek wil vandag vir jou sê, my God, waarom het U my verlaat? Was Jesus se uitroep sodat jy nooit weer mag ervaar en mag beleef dat Jesus en die Here jou verlaat het nie. Hy het gekom en daardie verlatendheid op homself op die kruis geneem, sodat ek en jy die sekerheid sal hê dat God ons nooit sal verlaat nie. Wat is die grootste bewys van hierdie belofte, hierdie sekerheid wat die Here ons vandag wil gee? Dis Jesus. Dis Jesus aan die kruis. Hy dra daardie verlate gevoel wat ons baie keer dra. Hy dra daardie moedeloosheid, daardie vrees, dra hy. En ek wil vandag vir jou sê, God het jou nog nooit vergeet nie. Ek wil vandag vir jou sê, God het jou nog nooit verlaat nie en hy sal jou nie los nie, want hy's getrou aan sy woord. En dan tref hierdie belofte ons. Here, U is vir ons. U sal my nie verlaat nie. Maar die Here wil hê hierdie belofte moet 'n besonderse besef in jou gees en in jou hart word. Wil jy met vir 'n oomblik stil staan, want Jesaja 49 vers 23 sê hierdie mooi deel aan die einde. En jy sal weet dat ek die Here is, dat hulle nie beskaam staan wat my verwag nie. In die nuwe vertaling sê dit so mooi, en hy wat op die Here vertrou, hy sal nie teleurgestel word. Wow, is dit nie kosbaar nie? Hy wat op die Here vertrou. Binne in hierdie hele raamwerk van Jesaja 49, waar hierdie aanklag na die Here toe kom, en die Here sy antwoord aan die volk vanuit verhouding gee. Ek het julle lief, julle naam is in my handpalm gegraveer. Gee hy vir hulle hierdie opdrag. Ek sal julle nooit vergeet nie, maar julle moet my vertrou. En hy wat my vertrou, vir hom sal ek nie teleurstel nie. Is dit nie kosbaar nie? Ek sal jou nie teleurstel nie, sê die Here. Is dit nie kosbare woorde nie?
Hierdie belofte wat hy gee. Sê vir die volk, ek bring julle terug. Hy sê vir die volk, ek bou julle weer op. Ek bring julle kinders terug. Ek maak julle vreugde weer vol. Maar die Here kom sê, ek sal julle nie teleurstel nie. Is dit nie iets besonders wat 'n mens diep in jou hart kan bære nie? 'n Sekerheid wat jy saam met jou dra in hierdie lewe in nie. Ek sit vanoggend ervaar ek dat soveel ouers bekommerd is oor hulle kinders se toekoms. So bekommerd is oor hulle werk, oor hulle huwelike. Maar ek weet dat die Here sê hy neem verantwoordelikheid vir jou kinders. Onthou vandag, jou kind se naam is in sy handpalm gegraveer. Halleluja. Onthou vandag dat die Here sê hy het hulle lief en hy sal nie hulle vergeet nie. Onthou daardie sekerheid wat hy uitroep oor hulle en iewes skielik word daardie vraagteken wat die volk het oorskadu met 'n uitroepteken en daardie uitroepteken sê ek sal jou nie vergeet nie. Iewes skielik verander die vraagteken. Iewes skielik verander die waaroms. Nou ek weet Here, U sal doen wat U gesê het, U sal doen. Hy neem verantwoordelikheid vir jou en my lewe. Is daarom maar besonders om te besef dat die Here se beloftes nie soos rook is wat net wegwaai nie. Dis hier op die is hier, maar nou is dit weg nie. Die Here se beloftes is mos standvastig in jou lewe, is dit nie so nie? Die Here se beloftes is groter as jou grootste omstandigheid. Dis sterker as jou grootste vrese. Dit is wie hy is. En uit hierdie gedeelte het ek en jy hierdie sekerheid wat ons vandag kan bely en sê, jou naam is in sy handpalm. Sy liefde is sterker as 'n moeder se liefde, daarom sal God jou nooit vergeet nie. Ek en jy kan vandag sê, sy beloftes vir my lewe omring al my vraagtekens. Hy is vir my, hy is nie teen my nie. God het my lief, halleluja. En Jesus was God se bewys. Hy het daardie verlate gevoel gedra, sodat ek as kind van die Here daardie sekerheid sal hê, dat wanneer ek op hom vertrou, sal hy my nie teleurstel nie. Hy sal my nie vergeet nie. So binne in Jesaja 49 is daar hierdie uitnodiging vandag vir jou en my. En hierdie uitnodiging sê, bly glo, bly hoop, bly vertrou, bly vas staan in hierdie belofte wat die Here vir jou het, dat jou naam is in my handpalm gegraveer. Ek onthou as sonnaskoolkind was dit altyd vir my iets besonders. 'n Jong seun in die sonnaskool het dit my altyd gefassineer. En eendag het 'n tannetjie aan my naam gevat en sy het my naam so in haar hand neergeskryf. Sy skryf van haar hand Jacques neer en sy maak haar hand toe. Sy sê Jacques, sien nou, hierdie is die Here se hand. Waar is jy? Ek sê ek's binne die Here se hand. Sy sê, wat kan jy ooit uit God se hand uitdruk? Ek sê tannie niks nie. En hierdie versie het so groot indruk op my lewe gemaak. Hierdie versie is die Here se belofte, dat hy nie van jou sal vergeet nie, dat hy jou sal onthou. Selfs eendag, wanneer ons voor daardie regterstoel sal staan, sal hy jou naam onthou. Hy sal jou onthou. Hy sal vir sy vader sê, hier is een van die kinders. Hy onthou jou naam. En wanneer ek na Jesaja 49 kyk en ek het so baie gesprekke met mense, besef ek het gaan swaar met mense. Weet jy, dit kan goed gaan, finansiëel. Baie mense, het gaan goed met die Suid-Afrikaner. Maar diep binnekant is mense se gees, honger en dors na ware lewe. Is dit nie so nie? Aan die ander kant is daar mense wat niks het nie en hulle het stryd, en hulle het vra en hulle het tekort en hulle het behoeftes. Loop jy deur 'n hospitaal, dan hoor jy al die vraagtekens. Kom in ouerhuise in, praat met jong mense en kinders vandag. Mense het nie hoop nie. Hulle het nie hoop nie. Dit gaan moeilik met baie mense. En jy mag vandag hier sit en sê, Here, dit gaan goed met my. Dan het die Here jou vandag bemagtig met 'n boodskap om hoop te bring aan mense wat nie hoop het nie. Om vir 'n verlore wêreld te sê, die Here het nie van jou vergeet nie. Hy red nog steeds vandag. Hy genees nog steeds vandag. Hy is nog steeds die wonderwerkende God. En wanneer ek na Jesaja 49 kyk, en hierdie versie, hierdie herinnering van my naam wat in God se hand geskryf is,
dink ek dis die verkeerde vraag om te vra. Kan God 'n mens vergeet? En hy duidelik beantwoord, ek sal jou nooit vergeet nie. Ek dink die vraag wat ons eerder moet vra is, kan 'n mens so 'n God vergeet? Hoor mooi. Want wanneer die lewe druk, wanneer die donker om jou toesak, wanneer siekte jou moeg maak, en tekort jou hoop lam lê, wanneer jy lank moet wag, wanneer al daardie dinge met jou gebeur, kom die vyand met 'n leuen en hy sê vir jou, God het van jou vergeet. Maar as te ware, wat die vyand eintlik reg kry, is dat ek en jy vergeet wie hy is. Kan ons van so 'n God vergeet? Kan ons vergeet dat hy hierdie wêreld in hierdie skepping geskep het deur net 'n magswoord te spreek? Kan ons vergeet dat hy 'n see oopgekloof het en 'n volk deurgelei het en vir 40 jaar dag en nag aan hulle behoeftes voorsien het? Kan ons vergeet dat hy met konings en met rigters was? Met 'n koning soos Dawid wat 'n Goliat verslaan het op grond van sy naam. Kan ons vergeet sy verlossingswerke met sy volk? Kan ons vergeet dat daar 'n God mens geword het, sy seun gestuur het, onder ons kom woon het? Kan ons dit vergeet? Kan ons vergeet dat daardie Here wonders gedoen het en by magte is om te doen ver bo dit wat ons kan bid, dink of begryp? Sal ons vergeet wat Romeine en Johannes ons herinner, wat sê dat niks ons kan skei van sy liefde nie? Kan 'n mens so 'n God vergeet, wat sy enige gebore seun aan 'n kruis laat sterf vir jou en my, dat sy hande deurboor word, dat hy wat die koning van die heelal was, 'n sonde las, 'n purper kleed, 'n kroon, 'n doringkroon moes dra, en op die ou einde van dag moes uitroep, dit is volbring, net voordat hy gesê het, my Vader, waarom het U my verlaat? Kan ons so 'n God vergeet, wat begrawe was, maar wat op die 3de dag weer opgestaan het? Kan ons so 'n God vergeet, wat aan die regterhand van sy Vader is? Kan ons so 'n God vergeet, wat vandag vir jou sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie? Kan ons so 'n God vergeet, wat sê, ek is 'n goeie herder, jy kom niks kort nie? Kan ons so 'n God vergeet, wat sê, ek sal in elke behoefte van jou ryklik voorsien? So die vraag is nie, kan God 'n mens vergeet nie. Die vraag is, hoe kan ons so 'n God vergeet? Kan ons vergeet dat hy deur generasies getrou was? Elke keer was U getrou gevind, sê die woord. Kan ons so 'n God vergeet? So my oproep vandag aan jou, kind van die Here, is dit dat wanneer die lewe druk, dat jy nie sal vergeet wie jou God is nie. Dat jy nie sal vergeet wat hy by magte is om te doen nie. Ek neem gisteraand my Bybel weer so en ek het so 'n Bybelles oor 'n reis deur die Bybel, verstaan die Ou Testament, Nuwe Testament. Ek kom af op 'n blaadjie wat ek lank terug geskryf het en daar staan die hoofkarakter van die Bybel. En daar staan in groot letters Jesus. Hy was genoem die Woord. In die begin was hy daar. En die Woord was God, en die Woord was by God. En ek gaan deur hierdie waarhede wat ek skryf oor Jesus. En ek sê, hy is 'n koning waardig om aanbid te word. Mag ons nie vergeet wie hy is nie. Mag ons nie vergeet dat hy gesê het, is hy soos die mens, dat hy kan lieg? Mag ons nie vergeet dat sy woord getrou is nie. Dat hy sy beloftes nakom, ja en amen nie. En hoe weet ek vandag dat alles gaan oukei wees? Ek blaai net na die laaste versie in die Bybel. Ek blaai net na die laaste versie en ek doen dit gereeld. Blaai ek na die laaste versie. Want ek wil hoor hoe die storie gaan eindig. En daar staan in die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Hy sê sy genade, kind van God, sal met jou wees. Amen. Amen. Dit gaan oukei wees. Hy is die outeur van hierdie storie. En daarom kan ek vandag vir jou sê, moenie vergeet wie hy is nie. Moenie hom los in jou tye van angs nie. Moenie ophou glo nie. Hy is getrouer as wat jy kan begryp. Hy is. En daarom weet ek met my hele hart,
sal ek as sy kind nooit vergete wees nie. Hy het my lief. Amen. Mag die Here vandag jou gees en jou hart versterk met hierdie waarheid. En ons almal sê, amen.